Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Vanoggend wil ek met jou gesels oor die wonde wat daar in Jesus se hande was en sy eie woorde oor jou uitspreek dat deur sy wonde daar vir jou genesing gekom het. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U ons nou sag vashou met U deurboorde hande. Vader God, dat U hand oor ons is en Heilige Gees, dat U deur ons beweeg. Ons eer U, dat ons na U woord kan luister. Help my asseblief wat die woord bring, om dit te bring, soos wat U dit afgelewer wil hê. Dat U naam verheerlik sal word. Amen. Nou in Johannes 20 blaas Jesus nadat hy opgestaan het en hy aan hulle verskyn het waar hulle agter geslote deure was, bang was vir die Romeine, en hy sê vir hulle vrede vir julle. Hy sê soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Hy blaas oor hulle en hy sê ontvang die Heilige Gees. Hy sê as julle mense hulle sondes vergewe, word dit deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. En Thomas, wat ook Didymus genoem word, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus ingekom het nie. En die ander disipels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek dit nie glo nie. Nou, om net so 'n bietjie wetenskaplik daaraan te dink, hoe Jesus se hande deurboor was. Nou, as jy die vertaling verstaan van hande in daardie stadium wat hulle van gepraat het, was die hand nie net sê die gedeelte nie, maar dat dit basies hierdie gedeelte was. En dat ons moet hoor vanoggend dat die spykers wat deur sy hande gedryf is, geslaan is met 'n hamer, waar dit sy hande deurboor het, was die plek gewees waar die meeste senuwees bymekaar kom, wat die seerste pyn, die skerpste pyn, die crucial pyn kon veroorsaak het. En die oomblik as so iets met jou en my ook sou gebeur het, sou ons hand onmiddellik toegetrek het vir daardie pyn in daardie vorm, soos 'n klou. En toe ek hierdie bedink en ek het voorberei vir hierdie gedeelte, toe dink ek, baie van ons probeer in ons lewe weghou vir ander mense, wat in ons lewe gebeur het. Of dit die shame is, of dit is wie ons werklik is, of die front wat ons voorhou. Maar iets probeer ons altyd met ons hande weghou, toehou. En dat Jesus se hande deurboor was, kan ek nie anders as om daaraan te dink, hoe klein Jesus was nie. Hoe hy as 'n klein seentjie geklouter het, met daai klein handjie seker ook maar met klei gespeel het, en hoe hy groter geword het, en dat daardie hande van hom skrynwerker hande was, waar hy met hout gewerk het, saam met sy pa Josef, waar daar miskien splinters in sy hande ingesteek het, daar blaase dalk in sy hande was, en waar hy groter geword het, hy gedoop is in die Jordaan, hy uitgekom het, gevul was met die Heilige Gees, vol van die Heilige Gees, deur die Gees van God, in die woestyn ingedryf is, en waar die eerste gekom het, waar hy net basies 'n stop gegee het op al die aanvalle wat Satan se versoekinge op hom was. En hoe daardie selfde hande, die hande was
wat vir 'n melaatse, wat jy nie kon aangeraak het nie, maar wat hy nie bang was om aan te raak nie, om vir daardie melaatse te kon sê, word gereinig. Hoe hy daardie klei gevat het en dit op 'n blinde se oë geplak het, gesê gaan was jou oë in Siloam. Hoe hy met soveel liefde die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, sy lewe verander het. Toe sy aan sy swem geraak het, ek is seker dat hy haar opgetrek het, want hy is die Here, die almal van ons uit die stof uit optrek, en dat hy daar vir haar gesê het, dogter, jou geloof het jou gered, en dan net daarna, daardie wonderwerk, waar hy daardie dogtertjie van Jairus opgewek het, en vir haar gesê, Talita Kumi, dogtertjie, word wakker, you who are wrapped around with God's word. Word wakker, staan op, wake up. En daardie hande, wat soveel net kom doen het, op hierdie aarde, wat so wonderbaarlike wonderwerke kom doen het. En dat die fariseërs, die skrifgeleerdes, die wetgeleerdes, die Jode, waarvoor hy gekom het, dit net nie raak gesien het nie. En die vraag is vanoggend, sien ek en jy raak die wonde van Jesus se hande, sodat ek en jy daardeur genesing kan ontvang. Baie van ons is gedra as 'n baba, maar ons was nie opgetel teen 'n hart van 'n pa of 'n ma wat ons lief gehad het nie. Dalk ken jy hande wat jou geklap het. Dalk ken jy hande wat jou seer gemaak het. Dalk ken jy hande wat jou vuil laat voel het. Hande is so baie. Alles wat jy doen, doen jy met jou hande. En dat hande so baie groot betekenis het, dat ek en jy besef, maar wanneer ons besef het, wat Jesus vir ons met sy wonde deurgegaan het in sy hande, ons verander die hande kan wees, wat Jesus op hierdie aarde sou gewees het. Waar hy sit aan die regterhand van Vader, en waar hy vir ons intree, en dat ons God die Heilige Gees in ons het, om ons te kan lei, soos wat Jesus gelei was, om die hande te kan wees van Jesus op hierdie aarde. As ek hierdie gedeelte met jou kan deel, is dit vir my so kosbaar, en dit is vir my en my man iets wat ons na in die hart lê, en hierdie woord wil ek met jou deel. Hy sê in Jesaja 49 vers 16, kyk, ek het jou in die handpalms gegrafeer, jou naam is daar gegrafeer, jou mure is gedurig voor my. En so baie in hierdie lewe, juis omdat ons seer gemaak is deur hande, bou ons mure om ons. En dan kom die Here vanoggend en hy sê, maar daardie mure is gedurig deur voor my. Ek weet wat in jou lewe aangaan. Ek is nie ver verwyderd van jou lewe nie. Ek weet van elke muur wat om jou gebou is. Hy sê, jou naam is gegrafeer in my handpalm. Hoe is dit gegrafeer? As jy dink hoe daardie spyker deur Jesus se hande deurboor is dit altyd vir my die plek om te weet, maar dit is jou en my naam wat daarin grafeer is. En dan kom hy ook in sy woord, en hy kom sê hierso vir ons, dat Johannes 10 vers 27 tot 30, hy sê daar, my Vader, wat hulle aan my gegee het, is groter as almal. Niemand kan hulle uit die hand van my Vader nie. Ek en die Vader is een. En as jy vanoggend wonder, hoe is God se hande? Het Jesus vir Filippus hierdie woorde gesê, Filippus, jy vra my, ek is so lankal saam met julle, om die Vader te wys, en as julle my gesien het, het julle die Vader gesien.
En die wonderlike woord van Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek ondersteun jou met my reddende regterhand. Amazing wat hy vir jou vanoggend sê. Wees nie bevrees nie. Hy sê moenie angstig rondkyk vir 'n ander hand wat jou moet kom help nie. Moenie kyk vir 'n ander hand wat jou die krag moet gee nie. Hy sal dit vir jou gee. En die wonderlike woorde, hy sê, hy ondersteun jou met sy eie reddende regterhand. Regterhand spreek van daardie plek van oorwinning, dat jy net vanoggend beleef, of jy siek is, of jy seer gemaak is, wat jou toestand ook al is, wat hande aan jou gedoen het, dat die Here vir jou kom sê, hy ondersteun jou, dat jy net sal kan voel hoe hy by jou inhaak, en hoe hy net vir jou sê, maar ek is by jou, ek ondersteun jou. En hierdie woorde van Romeine 4 vers 20 sluit ek mee af, waar Abraham so oud was, en dat hy aan die belofte van God vasgehou het, alhoewel Sarah ver te oud was om kinders te kry, dat God vir hom gesê het, hy sal 'n kind hê. En dit is net hierdie woorde, wat my so gevang het vanoggend. En Abraham het God se hand styf vasgehou, en hy het aangehou om hom te eer, want hy het geweet, God sou doen wat hy beloof. Jy weet, baie keer sal ons kom en ons sal sê vir mense, dat sit jou hand op die Bybel, dat jy beloof, dis die waarheid, sit jou hand op die Bybel. En ek sê vir jou, daar is een, wat die woord is, en wat sy hand op jou lewe kan sit, wat hy oor jou gespreek het, wat hy vir jou vanoggend sê, niks sal jou uit sy hand uit kan ruk nie. Niks sal jou naam wat in sy handpalm gegraveer is, kan uitvee nie. En niks sal die sonde ooit weer kan opskryf, wat hy met sy hande vir jou weggevee het, toe hy vir jou gekruisig is nie. Ek weet nie wat jou behoefte vanoggend is nie, maar ek kan net vir jou iets sê, hy leef, en hy, waar hy aan die regterhand van Vader God sit, het hy wonde in sy hande, en Thomas het gesê, my Here en my God, toe hy Jesus sien, en dat jy vanoggend jou wonde, wat met hande aan jou gedoen is, in sy deurboorde hande kan sit, en genesing sal ontvang. Ek deel met jou 'n vinnige getuienis, toe ek in die tuin van Getsemane so communion gebruik het, en so aan 'n groot klip vasgehou het, en in die visioen, toe sien ek net, hoe dit skielik 'n rots hang raak, en aan die randjie van daai rots hou vas ek, en ek voel hoe ek moeg raak, hoe my vingerpunte begin los, hoe ek my krag begin verloor in my hande en my arms, en ek hoor net die stem wat vir my sê, los Leonie, los, en toe ek los, en ek val, hoe ek deur die lig tuimel, ek het soveel dele van my lewe gesien, toe val ek so in so sagte hand, en ek besef, maar hierdie hand is so groot, ek kan in die hand rondstap, en toe ek dink, dit is die beste wat kon gebeur, dat hierdie hand my vang, toe doen hierdie hand die volgende met my, en hy tel my op deur die lig, en hy sit my op 'n baie hoë berg neer, hoër as waarvan ek in daardie visioen afgeval het. Dit is wat ek vir jou wil sê, sal die wonde van Jesus vir jou doen. Kom ek bid saam met jou. Jesus, dankie vir u bloed, die bloed wat vir ons gevloei het, die bloed, Here, wat uit u hande uitgevloei het. Here, ek bid dat daardie bloed nou sal kom
en mense sal kom skoon was, Here. Here, mense wat soveel dra in hulle self, dat hulle nie goed genoeg is nie. Here, dat U hulle sal kom gesond maak, deur U wonde, Here, wat daar vir hulle genesing sal kom, U liggaam, Here, wat vir hulle gebreek is. Here Jesus, dat hulle vanoggend hulle hande in U deurboorde hand sal kan insit, hulle lewe in U hande sal oorgee, en Here, dat U sal oorneem in hulle lewens. Here, dat ons nou sal ervaar hoe U ons ondersteun met U eie reddende regterhand, dat U ons sal help en ons nie hoef te vrees nie. Dankie Jesus, dat U nou, waar U aan die regterhand van Vader sit, merke nog dra, merke van hoe lief Vader God ons het, sodat ons gesond kan word en kan weet, ons lewe is in U hande. Amen.